Goeiemôre julle wonderlike mense so net voor die lang naweek. Wat beter is daar om te doen as om na 'n bytsakke te kyk natuurlik. 'n Lekker vol program weer vandag. Vandag kyk ons saam met die aktrise Lindy Strydom, vir wie ons nou al jare gelede leer ken as Karen van Igoli. Goeiemôre aan jou. Hallo Davie. Hoeveel keer was jy nou al in Igoli gewees? 12 jaar, ek weet nou nie hoeveel episodes of tonele dit was nie, maar dit was 12 jaar. Ek was al 2 keer in Igoli. Ai. Was dit in my tyd? Ons gaan lekker kuier saam met jou. Hallo my agbare kollega. Hallo David, jy het gedog jy is die enigste sepies ter Wela. Lindy, dit is heerlik om jou hier te hê. Dankie dat jy deel van jou Paasnaweek saam met ons kom deurbring. In leefstyl sake kuier ons saam met Marley van der Merwe, aktrise en handelsmerk ambassadeur van Biomedical Emporium, en in finansiële sake kom gesels die mense van SAVF oor hulle aftreeoorde. Dis nou vir Davie. Ons het ook opwindende nuus oor 'n werksgeleentheid agter die skerms by ontbytsake. Jy mag die aansoek doen nie môre. Net sê, maar mag Nee, nie. nee, Was jy al op Igoli? nee. Maar daar's goud in my hart. Jy is 'n plek van goud. 'n Plek van goud. Sê ek vir jou, in die sake fokus, kyk ons na besighede in die vervaardigingssektor hier in Gauteng en ontmoet die mense van CFA Mobility, Toyota, Rustewinter Conservancy en Payguard. Maar ek het geen twyfel dat Corlie was al in Igoli, né? Corlie, wat eet ons vanoggend? Nee, wat ek staan saam met Charlene. Welkom hier in my bitterlekker koningskos kombuis. Ek hoop jy geniet 'n heerlike Paasnaweek saam met al jou geliefdes. Vandag maak ek 'n stadige gebakte beesvleispot. Sag, geurig en vol diep ryk smake wat net tyd kan skep. Nou ek bedien dit saam met die McGregor Terroir Collection Pinotage. Dis beslis 'n spyskaart, perfek vir die naweek of wanneer jy iets spesiaal vir familie wil maak. Waaroor na Salonia, sê die weer natuurlik soos altyd, geborg deur Laveld Agrochem. Die weer word met trots aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Môre julle, ek is Selania Becker met jou Paasnaweek weer voorspelling tot en met Maandag. Dis perfekte toestande vir paaseiersoek, braai en net te laat lê. Hierdie naweek verwag ons mooi weer oor 'n groot deel van Suid-Afrika, behalwe vir enkele donderstorms en 'n bietjie reën langs die kus. Saterdag bly dit gedeeltelik bewolk langs die Weskus en daar broei enkele donderbuie oor die binneland van die Noord- en Oos-Kaap uit, asook oor die suidelike dele van KwaZulu-Natal, maar eers in die middag. Saterdag bly dit mooi oor Gauteng, Mpumalanga en Limpopo. Saterdag aand daal temperature veral oor die westelike binneland, met enkele donderbuie wat voorkom oor die Noord-Kaap en oor die Oos-Kaap. Sondag bring weer enkele donderbuie oor die suide van KwaZulu-Natal en die binneland van die Oos-Kaap. Sondag kan daar oggendreën langs die kus voorkom en ligte reën is ook moontlik langs die Weskus se suidkus en dit bly droog oor die noordelike dele van die land. Saterdag word dit warm met 30 grade in Pretoria en 29 in Johannesburg. Sondag word selfs warmer, maar begin koel in eMalahleni met 'n minimum van 15 grade. Saterdag begin koel in die Vrystaat met 15 in Bethlehem en 'n maksimum van 28. Sondag begin ook koel in Newcastle met 13 en 'n maksimum van 30 grade met enkele reën en donderbuie wat in die suide voorkom. Saterdag ontwikkel donderstorms oor die binneland van die Oos-Kaap met reën wat later na die kus te beweeg. Sondag volg ligte oggendreën langs die Oos-Kaapse kus met enkele donderbuie oor die binneland. Saterdag bly die Wes-Kaap droog, maar gedeeltelik bewolk en sonnige toestande oor die binneland. Sondag is daar 'n kans vir oggendreën in Kaapstad en langs die Oeverberg en Suid-Kaapse kus. Saterdag is dit sonnig oor Namibië en die westelike dele van die Noord-Kaap. Sondag is daar 'n 40% kans vir donderbuie vanaf Keetmanshoop deur na Appington tot in Kimberley en dit bly droog langs die kus.
Maandag waai 'n sterk suid tot suidwestewind langs die Weskus, terwyl dit warm bly oor die noordelike dele van die land met koeler en reënerige toestande in KwaZulu-Natal, as ook donderbuie oor die Vrystaat. Maandag aand raak dit koud oor die suidelike binneland met reën wat uitbrei na die Laagveld en die oostelike plateaurand van Limpopo. Maandag begin met lae oggendtemperature oor die suidelike en oostelike binneland, maar matige toestande hier langs die Ooskus. Maandag bring warm weer oor die noordelike helfte van die land met koue lug oor die Wes-Kaap, Oos-Kaap en dan later ook in KwaZulu-Natal. Saterdag en Sondag waai die wind taamlik sterk oor die westelike binneland. Sondagmiddag versterk 'n suid tot suidoostewind langs die Weskus. Dit is dan jou naweek weer voorspelling. Ek hoop jy en jou familie is veilig en vol vreugde. Nou ja, weer en landbou gaan hand in hand, so nou tyd vir landbou sake. Landbounuus word met trots aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Ons het nou oor iets gesels waaroor ek natuurlik niks weet nie, en dit is plantvoeding, maar Jaco Maree, hy weet alles daarvan. Hy is besigheidsbestuurder van plantvoeding by Laveld Agrochem. Jaco, goeiemôre, baie welkom. Hallo Davie, lekker om hier te wees. Praat oor plantvoeding. Nou, hier is 'n ding wat bekend staan as biostimulante wat tydens die produksie van landbougewasse gebruik word. Wat op aarde is dit? Wel, Davie, mens kry natuurlik jou gewasbeskerming aan die een kant en jou gewone kunsmis aan die ander kant. So biostimulante is nogal 'n taamlike nuwe tegnologie, produkte wat help om plante beter te laat groei, kan ook stresfaktore verminder, grondeienskappe verbeter. Dis produkte wat in Suid-Afrika gereguleer word as groep 3 misstowwe, so dit moet geregistreer wees. En afhangende van die data wat jy aan die registrateur bied, kan jy sekere meldings maak rondom wat jou produk kan doen daar buite. Die groot ding is net dit mag nie plaagbeheer wees nie. Dis produkte wat nie plaagbeheer eienskappe het. So dis 'n gereguleerde tipe. Dit is 'n gereguleerde. So hierdie biostimulante dra dit dan nou by tot gewasproduksie. Produseer die plante nou baie meer. Wel, dis die plan, want dit is produkte wat regtig plante kan help met groei of nutriënte verwerk. Dit kan die grondomgewing verbeter. Selfs sekere produkte kan lei tot 'n verminderde impak van omgewingsstres. Nou, daar's verskriklik baie tipes biostimulante. Afhangende van die tipe middel wat dit is, kan dit 'n spesifieke funksie. Jy kry produkte wat lewendige mikroorganismes in. Dit is amper so probiotika vir plante. Daar's produkte wat aminosure, seewiere, kelpe, ekstrakte, allerlei tipes middels het. En afhangende van die tipe produk en waar jy hom posisioneer, kan jy 'n sekere voordelige effektiwiteit op die plant kry. So daar's 'n wye verskeidenheid redes hoekom produsente in biostimulante moet belê. Dit is. En ek dink Suid-Afrikaanse produsente is half in dieselfde bootjie as produsente reg oor die wêreld. Daar's hierdie enorme verwagting van produsente om meer te vervaardig met minder hulpbronne. En biostimulante is maar net een van die stukkies gereedskap wat 'n ou kan toevoeg om by daai doelwit uit te kom. Nou, om daar by daai doelwitte uit te kom, wat moet mense in gedagte hou om die beste resultate te kry as jy dit gebruik? Eerstens wat uiters belangrik is, dit moet 'n geregistreerde biostimulant wees. Wees baie waaksaam teen ongeregistreerde produkte en aanbevelings. Dit is die minimum vereistes wat jy dan kry in terme van veiligheid, effektiwiteit en werking. Die ander ding ook is, maak gebruik van 'n vennoot soos Laveld Agrochem wat die kundigheid het om by te dra met hierdie produk. Jy lê nou die klem op die geregistreerdheid van die produkte. Beteken is daar gevaar in verbonde ergens? Nie gevaar nie, maar ongelukkig ongeregistreerde middels kan dalk nie werk nie. En dan spandeer die produsent geld wat so noodsaaklik is in die produksieprogram. Baie interessant. Jaco Maree, besigheidsbestuurder plantvoeding Laveld Agrochem. Baie dankie dat jy by ons het raai gemaak het. Dankie. Ja, tegnologie, né? Dis wonderlik. Ons begin met die kuiersake en Saline gesels met die aktrise Lindy Strydom.
Daar is inderdaad lewe na mawees en gesinsbou doen en Lindy Strydom is 'n sprekende voorbeeld daarvan. Nou so lank afwesigheid terug op die kas. Jesus, dit is lekker om jou weer te sien. Dankie Shalien, ja. Maar was dit altyd die plan gewees of het dit maar net so uitgewerk en toe sien jy hier kom die geleentheid en toe gryp jy dit? Ek weet nie eers of ek 'n naweekplan het nie, never mind 'n plan vir die jaar. So ek het nog nooit 5 jaar, 10 jaar planne nie. Ek is eintlik meer kyk wat die oomblik oplewer. So as ek dink aan my loopbaan, as ek self so terugkyk, dink ek, "Sjoe, is eintlik baie interessant oor 30 jaar waar 'n ou draai gaan maak het, maar nee, nooit voorsien dat ek nou 12 jaar mee sal begin die goalie, 'n breek vat van 17 jaar en dan terug wees by 'n CP so Suidooste nie." Dis wel baie lekker. Ek dink 'n mens was bereid om aanpassings te maak rondom jou gesin, om verskillende goed te probeer en tog om nou weer op die fietsie te klim en te kyk of ek nog woorde kan memoriseer en speel elke dag. Dis verskriklik. Maar dit lyk of jy nog baie goed kan ry, nee, jy het dit glad nie verloor nie. Jy's dierbaar. Dis dan deel van toneelspel dat jy nie agterkom hier wat in die maag aangaan nie. Ja, dit is goed so. Jou grootwordjare, eers Hartenbos en toe Port Elizabeth of Kaapberga. Altyd betrokke in drama, bietjie redenaars gedoen. Was dit altyd die droom om eendag 'n CP-ster te wees? Kom ons begin by niemand in my familie is akteurs nie. My pa is onderwyser, my ma was 'n sekretaresse by 'n skool. So toe ek hier in graad 10 vir hulle sê, my droom is om eendag in die goalie te speel. Ons gesin het dit altyd gekyk en daar's hierdie jong ouetjie Steven, een of ander tyd gaan hulle vir hom 'n meisie moet kry. So ek het tot die storielyn geskryf. Toe is my ma so, "Sjoe, maar hulle ken nie daai wêreld nie." En jy kom uit, ons het nie eers drama as vak op skool gehad nie, wel 'n wonderlike juffrou Martlie Jordaan, die Afrikaanse juffrou wat ons ingeskryf het vir gediggies en wat ook al. So dit het letterlik begin met ek kyk hierdie storie, ek geniet hierdie storie en ek dink ek kan dit ook doen. En ja, toe gebeur dit dat ek in my graad 11 jaar een van die regisseurs ontmoet, juffrou Martlie Jordaan wat my so van agteraf stoot en sê, "Maar jy sê dan vir almal jy gaan in die CP speel, so gaan stel jouself voor." En ek klop hom so op die skouer en stuur op die ouend vir hom my CV en toe hulle nou moet begin soek vir 'n meisie wat lyk of sy van Okahanja in Namibië kom. Karen Skuman die karakter en sy is 18 jaar oud. Ek neem aan die girls wat in die boonste laai gelê het wat nou drama geswat het en hulle lyk net nie 18 en of hulle van Okahanja of Namibië kom nie en Henry het my onthou en toe nooi hulle my vir audisie. Maandag gebel, volgende maandag het ek die rol gekry. 'n week daarna het ek begin en maand vir maand het op die ou en 12 jaar geword so. Maar watter indruk moes jy nie gemaak het dat hy jou onthou het nie? Wat het jy gedoen in daai audisie dink jy dat jy so vasgesteek het by hom? Ek weet nie. Op die ou end ek dink almal van hulle beweeg op plekke waar jy nou by iemand sien en 'n aspirant aktrise met 'n droom vir jou haar CV stuur en jy sien jou lang haartjies en jy sien die kind lyk regtig 18 want sy is 18 en sy kom met 'n Hartenbos hart en 'n klein dorpie hart. So iets van dit het miskien aards gelyk, ek weet nie. En hoe het daai klein dorpie hart gefunksioneer in die Goudstad? Ja, dit was 'n groot aanpassing want ek was letterlik nog nooit eers in Johannesburg toe ons opgery het vir die audisie nie. My kerel van daai tyd het saam met my gereis, so dit was bomskok op die grootheid daarvan en hierdie mense wat ek bewonder het. Ek kyk vir hulle, hier's Eckhart Rabie en Chantel Stander en nou is ek op die stel saam met hulle, knyp my. En dan iemand soos Christine Baston. Ek dink in die groot is daar altyd iemand wat dit vir jou klein maak, wat jou onder die vlerk neem. En vir my was dit 'n Christine Baston. Ek het letterlik nie geweet as die rooi liggie aangaan as die kamera op my nie. So alles wat ek geleer het, sy het my laat oefen met my props, sy het jou gekry opstel, die dissipline van dit, die woorde leer elke dag. So iemand wat groot en oorweldigend vir jou klein maak en jou naby bring en jou alles leer en so word 'n dag, 'n maand en 'n jaar en 12 jaar. Dis regtig vir indiensopleiding. Ek gaan nou verder met jou gesels, maar eers oor na Corlie. Vlieg met die lugredery wat die nasie bymekaar bring. Vriende, familie en kollegas. Met meer vlugte, meer gereeld na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. Fly Safair, vir die liefde van vlieg. Nou vanoggend is een van daardie geregte wat jou hele huis laat lekker ruik. En wanneer jy dit opdien, weet jy sommer hierdie gaan 'n wenner wees. Wat ek van hierdie resep hou, is dat dit eintlik baie eenvoudig is. Jy bou net laag op laag geur en dan doen die oond die res van die werk. Nou ek gaan ook nie veel wys nie, maar meer gesels oor presies wat presies die metode en die stappe dan is. Nou al die toerwerk gebeur in die oond. Nou ek het reeds die oond in die vleis in die oond gehad, omdat dit 'n tydjie neem, maar ek gesels gou deur al hierdie stappe wat ek wel gevolg het. Alles sal op die resep ook natuurlik wees. Ek begin met die beesvleis. Nou ek gebruik prima rib. Dit is een van die beste snitte van die bees vir hierdie spesifieke tipe gereg. Nou jy kan ook bees dikrib of chuck
wok soos jy dit ken, gebruik of self brisket gedeelte. Nou wat daardie lekker stukkie ekstra vet het wat dan natuurlik die disse heerlik lekker geur gee. Die ander alternatief is jou gewone beeskookvleis. Nou ek verkies net vandag die prima rib want dit is vir natuurlik 'n spesiale ete en ek wil dit nie te veel die bene in die vleis het nie. Net mooi sagte vleis. Nou die eerste stap is die verbruining, gegeur met sout en peper in 'n warm pan met 'n bietjie olyfolie. Dis 'n baie belangrike stap, daardie mooi bruin kors wat vorm gee ongelooflike geur aan die hele gereg en dis hier waar jy die dis natuurlik begin met geurlaag bou. Nou ek doen dit in kleiner hoeveelhede sodat die vleis mooi kan braai en nie stoom nie. Sodra al die stukke mooi verbruin is, haal ek dit uit en hou dit eenkant. In dieselfde pot en ek gebruik graag 'n ysterpot en dan braai jy natuurlik jou seldery en jou eie en jou knoffel in die pan. Ek sorteer dit vir so 8 tot 10 minute tot dit sag en geurig is en ek skraap sommer al daai lekkertes aan die onderkant van die pot los en dit is waar jou geur lê. Nou wanneer ek terugkom, gesels ek verder. Charlene gesels nou eers met Lindy Strydom, ons gas vandag. Vier 25 jaar van ontbytsake met ons digitale tydskrif. Dis 128 blaaie van gratis aanlyn leesgenoot of om af te laai. 'n Beperkte aantal harde kopieë, geteken deur jou gunsteling aanbieder, is ook te koop. Besoek ontbytsake.co.za en klik op Sakewinkel vir jou gratis ontbytsake aanlyn tydskrif. Ek gesels verder met ons gas Lindy Strydom. Lindy, in die lig van Paasnaweek wat ek weet vir jou baie kosbaar is. Gesels met my oor geloof, hoop en liefde. Ja, dit was 7 fantastiese jare. Ek dink om vir gelowiges op 'n ander manier geloof oor te dra as 'n preek in 'n konteks van 'n kerk wat ons gewoonlik ken. So om met mense te gesels wat gemeenskapsprojekte dryf of boeke skryf of musiek maak en die hart daar agter. So dit was, ons het onder andere in Israel gaan draai. Ons het hier teen die einde baie gemeenskapsprojekte gedoen en ek sê altyd vir mense, ek wil vir hulle sê niemand wat sê maar 'n voedingsskema begin het met 5000 begin nie. Hulle het met een kind begin wat honger is, toe hulle betrokke geraak by die ouers en was wonderlik om daai getuienisse te hoor van hoe iemand begin en jy het 'n stapie van getrouheid en dit groei tot iets wonderlik groot. Ja, so werk met wat jy het waar jy geplant is, nê, en kyk hoe dit vrugte afwerp. Ja. Nou jy het ook 'n groot hart vir leierskapsontwikkeling en veral by skole. Ja. Vertel vir my waar daai passie vandaan kom. Ek wil sê ek was per ongeluk hoofdogter van my laerskool en my hoërskool. Ek was 'n aaklige hoofdogter en ek dink toe wil ek dit so half oordoen want 'n mens verstaan nie regtig wat leierskap is op daai stadium nie en ek het net gevoel in elke ander plek waar ek gekom het, of dit nou Egoli is of ek het by Help in 'n Hand gewerk of by Groot FM, het ek gevoel dat ek leer eintlik baie meer van leierskap deur nie 'n titel te hê nie, deur nie 'n spesiale baadjie te hê nie, om eintlik net te doen wat gedoen moet word, om elke plek of gesprek waar jy is, iemand 'n bietjie beter te skuif, om eienaarskap te neem en dis goed wat nie afhang van 'n titel nie. So om vir die jong mense te sê, ja, ongelukkig is daar net so 'n handjie vol wat gekies word. Baie keer met skole sien ons ook maar die verskil tussen 'n prefek en 'n leier. En 'n prefek, ja, is die balkie en dis 'n verlengstuk van die skool se dissiplinêre stelsel, maar leierskap is iets anders. Dis jou baanbrekers, dis jou ouens wat juist die status quo bietjie gaan uitdaag en ek dink baie keer is daar 'n groot stuk onnigtering by die jong mense van, maar Tannie, dis dan waarvoor ek opgesign het. Ek wil kom nuwe goed implementeer en 'n skoolomgewing is soos, nee, ons kan net te veel goed verander nie. So om bietjie vir hulle te sê, maar hoe kan dit nog steeds binne hierdie konteks dien? En vir die ander ouens te sê, jou leierskap begin of eindig nie wanneer jy 'n baadjie aantrek of aftrek. Ek wil ook vir jou vra oor die leierskapsontwikkeling wat jy doen in die kleine, in jou gesin, nee? Want jy het 'n baie besonderse benadering tot ouerskap en spesifiek moet jy vir my sê, hoekom is jou man so 'n goeie gatsitter? Dis 'n lekker woord, want ek is maar die tipe wat op die kant sal staan en sê, as jy daar onder kom, ek gaan fix en ek gaan help en ek gaan jou uittrek en my man het my geleer, as iemand dalk nou 'n bietjie van 'n dip vang, is hy bereid om eers bietjie in die gat te sit. So dis kom ek 'n gatsitter noem en eintlik as jy saam met iemand deur iets gaan, ons moet deur goed gaan. Ons wil vir mekaar sê jy moet oor dit kom, nee, daar is nie so ding nie. Ons kan nie net oor dit kom nie. Ons werk deur dinge. Dis waar jy ontgin en waar jy leer en waar jy iets selfs te verloor kan vat. So my man is ons gatsitter en ek dink ek raak beter daarmee. Al is dit net, ek moet net dink, Lindy, moenie begin fix nie, moenie begin uithaal nie. En ja, kan jy dink vir ons kinders, die twee uiterste ouers, ons is 'n gesellige gesin. Ons ek het die afgelope week berei ek voor vir 'n boelie gesprek. Dan sê ek vat hulle almal vir koffie
want mamma op 48 wat ek weet en hulle wat nog laas jaar op skool was, kom ons gesels, wat weet julle van bullies, wat gebeur in praktyk, wat gebeur in die skool, so ek wil nog enige boek skryf oor alles wat my kinders my geleer het, want ek het altyd gedink is een rigting, jy moet alles weet as ouer, ek dink ek leer baie meer by my kinders en dit hou jou naby aan hierdie gemeenskap soos kinders wat jy graag wil help. Vinnig in 20 sekondes as jy kan, wat is die een reël wat jy nou nog weer gaan breek? Want ek weet dit is jou motto, breek jou reëls. So breek my reëls gaan oor daai goed wat ons sê ek mos nie kan nie, want ek het mos nog nooit nie. Wat is daar een? Ek is weer terug op die hardloopbladsy. Ek het so 'n bietjie afgeskeep op dit. So het lank vir myself gesê mos nie hardloop nie. So dis die een reël wat ek nou weer breek om te sê ek hardloop mos vir die lekkerte, ek hardloop mos vir die mooi. En ja, dis nogal lekker as mense hulle stories terugdeel om te sê breek hierdie reëls. Ja, ek moet ook. Ja. Nou, maar ons wens jou baie sterkte en ons weet jy gaan mos nog baie gedoen kry. Leon gesels ook later met Lindy, maar nou is dit eers tyd vir die Sake Fokus. Pollen, besigheidsfinansiering. In vandag se Sake Fokus kyk ons na die vervaardigingsbedryf in Gauteng en eers aan die beurt is dit Enzo Plant Hire wat jy beslis sal nodig kry as jy met groot konstruksieprojekte besig is. Daarna gesels ek met die mense van CFAO Mobility. Enzo Plant Hire in die Gateway Industriële Park Centurion fokus op die verhuuring van premium gespesialiseerde grawers van 5 tot 33 ton, toegerus met hidrauliese hamers en emmers wat konstruksie, sloop en infrastruktuursektore reg oor Suider-Afrika bedien. Hulle vloot sluit in langarmgrawers, wielgrawers, mini en kompakte grawers en tracked grawers. Die toerusting word saam met bekwame operateurs voorsien en is betroubaar en goed onderhou. Enzo Plant Hire lewer vinnige en betroubare diens en ondersteuning landwyd. Hulle verskaf ook gespesialiseerde toerusting wat nie geredelik op die mark beskikbaar is nie, soos premium NPK hidrauliese hamers, algemeen bekend as PEKKAs. Met 'n fokus op produktiwiteit en betroubaarheid en hulle meer as 20 jaar bedryfservaring, hoef jy nie verder te soek nie. Enzo Plant Hire. Kontak hulle vandag. Dis baie lekker om vir Gordon Ferns en Kevin Pillay hier by ons te hê is van CFAO Mobility. Goeiemôre julle. Môre Leon. Kevin, kom ek begin by jou. Hoe sal jy die rol van CFAO Mobility na 'n paar jaar van sterk groei in Suid-Afrika vandag beskryf? So we continue with our growth acquisition. We have more than 120 dealerships across 40 brands, with the Toyota division being the major investment and the major division for us. We've got quite an extensive footprint, so we would continue acquiring, look at the new emerging brands in the automotive market at present in South Africa. And that's our strategy for the future. Wonderful. Gordon, hoe groot is die Toyota afdeling binne die CFAO Mobility groep se handelaarsnetwerk en waar is julle oral teenwoordig in Suid-Afrika? Ja Leon, ons is Toyota soos Kevin tereg sê, ons is die grootste divisie in die CFAO Mobility groep en staan bekend as CFAO Mobility Toyota. En ons netwerk strek letterlik van Messina tot in die Kaap. Die enigste provinsie waar ons nie verteenwoordig is nie is in Mpumalanga. Maar soos ek sê letterlik Messina tot in die Kaap en een baie groot in die Vrystaat, 3 handelaars in die Kaap self, Oos-Kaap baie sterk in Limpopo. Nou baie mense fokus op die koop van 'n voertuig, maar wat is julle fokus by CFAO Mobility Toyota? Ja, ek dink dit is daar's baie aspekte tot daai vraag, maar ek dink ons persoonlike fokus eerste is ons mense. Ek dink as jy sterk mense het jy sterk verhoudings met jou kliënte. Ek meen dit gaan alles oor, as jy 'n kar koop vandag is dit jou tweede duurste uitgawe en vir party mense jou duurste uitgawe. Tuurlik. So ek dink mense, ons moet fokus op mense en as ons mense is daar, dan gaan hulle die regte verhouding hê met ons kliënte. Absoluut. En julle het ook onlangs 'n naamsverandering ondergaan. Vertel ons 'n bietjie daarvan. Ja, dis een van die groot redes en ek dink julle kan die media en die bemarkingsplatforms dophou. Ons naam, ons het nie bekend gestaan as CFAO Mobility Toyota nie. Jy het groepe gehad soos die Oranje groep, die Buffalo groep wat in die Oos-Kaap is en dan ander handelaars wat net alleen Limpopo Toyota, Bloemfontein Toyota en ons het besluit om daai naam CFAO Mobility Toyota te maak. Ons is die grootste Toyota groep in Suid-Afrika. Ja. Maar niemand weet daarvan nie. En dis juist die rede vir die naamverandering. En verhouding met die handelaar. Ek neem aan dis baie belangrik. Natuurlik, soos ek nou gesê het,
jy kom koop 'n voertuig by die handelaar, jy weet, daar's nie meer goedkoop kar. Jy weet, 'n voertuig is duur. Ja. En dit is baie belangrik vir 'n kliënt om daai verhouding met 'n handelaar te hê. En jy weet die verhouding met die verkoopspersoneel, met die nadienste personeel en as jy daai verhouding reg het, dink ek sal jy mooi na gekyk word. Absoluut. Nou Kevin, vanuit 'n besigheidsperspektief, hoe bou 'n mens daardie langtermyn vertroue met kliënte reg oor die land? So we like to use our footprint and our area of allocation in the dealerships to encourage people to service with us, give them exceptional service, but we're also a group where we want to invest into the community. And as Gordon has mentioned, we've got dealerships in certain areas. We do a lot of work and CSR initiatives to help the communities, and that's how we create those long-term relationships. Baie belangrik. Gordon, net laastens, hoekom dink jy groei CFO of Cefal Mobility Toyota dan nog steeds so goed te midde van regtig uitdagende ekonomiese tye? Leon, ek dink daar's meer as een aspek rondom dit. Soos ek gesê het, personeel speel 'n baie belangrike rol. Maar ons het regtig seker van die beste personeel wat daar is. En as jy die beste personeel het daai personeel weer 'n verhouding met die gemeenskap buite. En om mekaar vandag te verkoop is vertroue. Ons naverkope diens is juist verskriklik sterk omdat ons footprint of voetspoor in Afrikaans so sterk is in Suid-Afrika. So jy kan letterlik 'n kar koop in Messina deur hy Kaap toe en ons sal vir jou handelaar hê omtrent in elke dorp. Wonderlik, en dit is baie belangrik. So sê Gordon Ferns en Kevin Pillay van CFA Mobility SA, baie dankie dat julle hier was vanoggend. En ek kan vir julle sê ek was al saam met hierdie manne op 'n trein. Hulle is lekker ouens. Volgende aan die beurt is nog 'n besigheid in Centurion, is Avellino Rock Drill Suppliers en daarna is dit Dawie met ekonomiese sake. Avellino Rock Drill Suppliers in Centurion ontwerp en vervaardig onderdele vir mynboutoerusting en onderdele vir hidroliese hamers. Avellino, wat in 1962 deur Andrea Chiocchi gestig is, was nog altyd in die mynbedryf en maak komponente soos radboute, klauboute en frontheads. Kliënte kan slegs die beste gehalte produkte verwag wat lank sal hou. Avellino bied ook uitstekende ondersteuningsdienste met vinnige en betroubare diensreaksies. Hulle ondersteuning en diensspanne werk landwyd. Wat hulle onderskei is nie net die beskikbaarheid van onderdele nie, maar ook die uitmuntende gehalte van hulle vervaardigde onderdele. Avellino fokus op beide produktiwiteit en betroubaarheid om jou gemoedsrus in jou bedrywighede te verseker. Met meer as 50 jaar se ondervinding in die bedryf, kan jy verseker wees van net die beste produkte. Avellino Rock Drill Suppliers, wanneer net die beste goed genoeg is. Kontak hulle vandag. SAVF is die ontwikkelaar van 380 nuwe wooneenhede en 'n gesondheidssentrum by die Oogaftree landgoed in Mokgopong, Limpopo. Hier word 'n Bosveld aftree leefstyl geskep waar natuur die mens en gesondheidsorg integreer. Wel SARS of dan nou die inkomstediens het sopas bekend gemaak wat hulle totale inkomste was vir die finansiële jaar wat sopas ten einde geloop het. Onthou die staat se finansiële jaar begin die 1 April en dit eindig die einde van Maart en so die syfers tot Maart. Dit is nou vir die 25-26 finansiële jaar is sopas bekend gemaak en die totale ontvangste van SARS was oor die 2 biljoen rand. Ons is Engels sê 2 triljoen rand. En dit is 'n toename van ongeveer 8% of so. In vergelyking met die oorspronklike begroting het hulle so wat 25 miljard rand of 25.000 miljoen rand meer ingesamel as wat hulle gedink het hulle gaan insamel. Nou dit klink alles natuurlik nou baie goeie nuus en op 'n manier is dit goeie nuus want ons is ten minste een staatsinstelling wat goed funksioneer en dit is inderdaad dan nou SARS. Maar daar's 'n baie slegte aspek hieraan verbonde ook want hoe meer effektief SARS is, hoe meer geld vat hulle uit die produktiewe gedeelte van die ekonomie en hoe meer geld gee hulle vir die onproduktiewe gedeelte van die ekonomie en dis natuurlik die staat. En ons weet, so hulle vat, maar dit is baie goed om die staat om geld te vat, maar dit is baie swak om die geld uit te gee en ons weet in baie gevalle die effektiwiteit van die staat is glad nie wat dit veronderstel is om te wees nie. Verder is dit ook so dat as mens kyk na die belastingsamestelling in Suid-Afrika, dan is die belastingbasis in Suid-Afrika besonder nou en min ouens betaal omtrent al die belastings in die ekonomie. So
dis 'n staatsinstelling wat goed funksioneer, maar op 'n bitter manier is dit 'n staatsinstelling wat baie goed funksioneer. Wat nou gebeur, ons het baie aggressiewe SARS wat doen wat hy kan om soveel as moontlik bloed uit die ekonomie uit te trek, en in die proses gebeur dit ook dat die ekonomie swak presteer, en onvermydelik is die belastingbasis of die belastinglas besig om voortdurend te styg in die ekonomie. So die gevolg daarvan is natuurlik 'n swaarder en swaarder las op die Suid-Afrikaanse ekonomie. Wat ons krities belangrik moet doen, ons moet die uitgawekant van die begroting na kyk. Die staat moet minder geld begin spandeer oor tyd, sodat ons uiteindelik noemenswaardige belastingverligting kan gee, veral vir daai paar individue wat omtrent al die belastings betaal. Hierna is dit weer ek en James Kent van Pretoria FM met die jongste nuus sake. Val vir ons lae premies. By King Price kry jy meer as net koninklike diens. Jy kry 'n bekostigbare premie wat by jou begroting pas. Dis karversekering wat vir jou werk. Van die koning van versekering, King Price. En ons nuuspersoon van die week is James Kemp. James, weer 'n keer goeiemôre, baie welkom aan jou. My voorreg, dankie Dawie. En inderdaad, ek weet kieswetter, hy's nou op pad uit as die wat noem ons die kommissaris van binnelandse inkomste, en hy gaan vervang word met iemand anders. Hy doen 'n uitstekende 'n goeie job, maar ongelukkig nie 'n te goeie job nie baie. Te goed. Sien, genoem het 2 biljoen rand se groei wat ons daar gesien het, Engels 2 triljoen. En dit is nou 'n departement wat werk, wat funksioneer. Dawie, hulle het hulle kant gedoen. Ons het ons kant gedoen, hè. Ons het daardie belasting betaal. Ja. En nou moet die uitdaging aan die ander sektore, die ander sfere van die regering gerig word en sê maar, werk nou mooi met ons geld. Daardie geld het julle nou gekry, ons het dit vir julle gegee, SARS het dit by ons kom haal, en nou moet julle daardie geld korrek aanwend in bate en tot voordeel van ons almal. Ja, en natuurlik in die proses soos ek genoem het, is die belastinglas eintlik besig om toe te neem, en dit is nie goed vir enige ekonomie nie. Die groot storie sonder twyfel is natuurlik wat in die Midde-Ooste aan die gebeur is, en dit hang af wat president Trump nou sê, hoe die markte die volgende dag gaan reageer. Die markte is die hele wêreld vol. Ja, die afgelope week het Trump so 20 minute lange toespraak gelewer vanaf die Withuis waar hy die konflik in Iran uiteengesit het. Hy het gesê, hy het 'n paar interessante opmerkings gemaak. Hy het onder meer gesê dat hulle nou nie 'n regime verandering beoog het in Iran nie, maar die leiers is nou dood. En ons nou nuwe leiers wat na vore getree het in Iran, maar dat daardie leiers ook nou na die tafel toe moet kom, dat daar samesprekings moet wees oor hoe om hierdie konflik tot 'n einde te bring. Anders sal hy hulle oor die volgende 2 tot 3 weke terugneem na die Stone Age, terugneem na die oertyd, as hulle nou nie na die tafel kom nie, en die oliepryse wat ook nie goed daarop reageer het nie. Ja, wat vir my nogal interessant is, ek weet nou nie of daar moontlike landinval gaan wees nie, maar as 'n hele klomp duisend Amerikaanse soldate op pad so toe. Ja, wel, interessante verwikkeling wat die diensplig in die VSA betref. Die diensplig inname ouderdom is verhoog tot 42. Voorheen, as jy 'n dwelmverwante of dan ten minste 'n dagga-verwante spesifiek oortreding begaan het, dan sou jy nie toegelaat geword het om by die weermag aan te sluit nie. Ook daardie vereiste is nou laat gaan. So jy kan nou, as jy voorheen dagga gerook het en jy is gevang daarmee in Amerika en jy's 42 jaar oud, dan sal jy nou by die Amerikaanse weermag kan aansluit. So dis nie meer verskoning om kyk twak te gaan. Daai turbo twak gaan jy nie vrykry of ons kry van diensplig nie. 'n Interessante ding wat in gebeur is eintlik 'n baie groot gebeurtenis, en dit is Artemis 2. Ja, hierdie ruimtetuig wat nou die eerste bemande sending in meer as 50 jaar is, wat 'n reis na die maan sal. Kan ek jou nie rede val nie? Ek kan onthou nog die eerste keer in 1969 toe hulle maan toe gegaan het. Ek kan dit regtig onthou. So raps voor my tyd. Raps voor jou. Maar hierdie tuig wat dan nou oor 'n 10 dae tydperk om die maan sal vaar, terugkeer na die aarde en dan in die Stille Oseaan te lande kom. Die 3 ruimtevaarders aan boord, of 4 tenminste, dis 4 ruimtevaarders, 3 vanuit die VSA van NASA en dan 1 wat deel is van die Kanadese ruimteagentskap. Hulle sal nou hierdie reis onderneem, en soos nou gesê, die eerste in 50 jaar. Hulle gaan nie op die maan land nie, hulle gaan ook nie eers binne die maan se wentelbaan ingaan nie. So dit is 'n reis wat weierig om die maan onderneem word, en dan word daar beoog om oor ongeveer 'n jaar dan van nou af weer 'n maanlanding te onderneem. Die laaste maanlanding was hier in 1972. So die idee is 'n
gaan dit 'n bemande maanlanding wees wat hulle nou voorbehoog binne 'n jaar? Ja, so hierdie daar sal nou voortgebou word op hierdie Artemis. Dis nou die era van Artemis. Onthou die era van Apollo, die Apollo maanlandings en die Apollo ruimtesendings. Hier is nou die era van Artemis, Artemis 1 wat nou 'n onbemande ruimtetuig was, Artemis 2 wat nou 4 bemanningslede het en dan is die volgende beplande maanlanding sal waarskynlik dan Artemis 3 wees wat dan daar die bemande maanlanding sal wees. Nou maar kom ons eindig die gesprek op iets wat van 'n ligter noot en ons praat oor ons eie damduiker. Ja, Helen Zille wat hierdie afgelope week as deel van haar burgemeestersveldtog besluit om te gaan swem in dis eintlik maar 'n grag wat onder water is weens 'n gebarste pyp. Daar is 'n interessante ding, daardie water lê nou al daar vir 3 jaar. 3 jaar lank wat daardie pyp gebars het, wat daardie water opgebou het, waar daar niks aan gedoen is nie. En 'n dag nadat Helen Zille besluit het om in daardie water te gaan swem, is die pyp nou herstel en ek sien die grond is ook nou mooi netjies gelyk gemaak daarso, maar Zille wat op daardie interessante en unieke manier van haar met die burgemeestersveld tog net so 'n bietjie op van hierdie probleme dui. Dit is natuurlik nie die eerste duik wat sy in Johannesburg gevang het nie. Sy het ook al in redelike diep slaggate so 'n bietjie gaan afkoel. En dit lyk vir my dis een van die dinge wat sy van plan is om te doen, is om na daardie burgemeesterstoel te swem in Johannesburg. Dankie dat jy by ons uitraai kom maak het. Dankie Dawie. By die ligte noot geëindig het. Ja, ek dink is nogal oulik as ons politici so af en toe daarom wys dat hulle ook mense is. Alles het nodig om in 'n dam rond te swem. Terug na ons sake fokus en ons kyk na Rus de Winter se Conservancy en daarna gesels Jaldien met die mense reeds van daar. Kom harmoniseer met die natuur se hartklop in die Rus de Winter Conservancy. Hier is nou 'n nuwe eiendomsbelegging net 60 km buite Pretoria. Dis 'n privaat bewaringsgebied waar natuur, ruimte en rustigheid saamvloei. Daar is 'n verskeidenheid opsies binne die bekoorlike Bosveld-omgewing beskikbaar. Erwe van 5000 tot 10000 vierkante meter vanaf R980.000 BTW ingesluit. Jy is omring deur die ongerepte. Jy stap direk by jou voordeur uit in die natuur in. Hier is 70 km se stap- en fietsryroetes. Met keuses van pasgemaakte huisontwerpe in die bos, rivier of waterfront, wag 'n nuwe avontuur op jou. 'n Golfbaan met 'n eksklusiewe klubhuis is ook in aanbou. Jy leef tussen meer as 400 verskillende voëlspesies en 'n oorvloed Bosveld wild. Dan is jy ook 24/7 sekuriteit, 'n helikopterlandingsarea, 'n kommersiële area in aanbou en selfs 'n vliegveld wat nog kom. Die Rus de Winter Conservancy. Kontak hulle gerus. Privaat besigtigings is beskikbaar. Zander en Pieter Smit is hier van Rus de Winter Conservancy in die ateljee vanoggend. Baie welkom. Dankie dat julle al die pad gekom het om vir ons te kom kuier. Pieter, my eerste vraag vir jou, wat maak Rus de Winter so uniek? Want ons weet daar is baie van hierdie tipe ontwikkelings. Ja, wel in die eerste plek, ons is net 45 minute van Menlyn af. Ja. So dit is baie naby. Ja. Jy weet so en gerieflik. Ja, nee, dit is jy kan vinnig terugry ook as jy wil. Maar ons het 'n 5000 hektaar reservaat waarin 'n eco-estate is, so dit maak dit regtig uniek omdat dit so naby is. En een van die 5 skoonste damme in Suid-Afrika. Ja, so ons gaan definitief nie vir Helen Zille daarin kry nie. Nee. Is dan gou na jou toe, watter soort leefstyl bied julle vir die kliënte wat kies om by julle te kom afskaal? Man, Jolien, ek het in die week 'n gesprek gehad met een van ons kliënte wat vir my genoem het dat sy belegging by Rus de Winter is nie 'n luksheid nie, maar is meer 'n necessity vir hom, om sy familie uit die dorp uit te kry, terug in die Bosveld. En dis wat ons probeer doen. Dis ons visie vir Rus de Winter Conservancy, is om kliënte in die Bosveld te kry op ons staproetes, op ons wildsbesigtigingsroetes, op die dam vir 'n sundowner. So dit gaan heeltemal oor 'n natuurlike naweek weg. Ja, en daar's ook baie goed wat mense daar kan doen. Ek sien julle het 4x4 roetes, julle het fietsry, trails daar, jy kan golf speel as jy wil, as jy die bal kan kry. So dis regtig 'n volpakket belewenis wat mense by julle kan kry. Maar hoekom sê jy moet mense belê? Die persoon het dit nou gedoen vir sy gesin en 'n bietjie ontspanning. Wat is van die ander redes hoekom dit 'n goeie keuse is? Wel, jy weet Farm Hotel om die Engelse naam te gebruik, plaashotel, dis nou die groot woord reg oor die wêreld. So dit is waar mense regtig die leefstyl ervaar, waar jy jou gesin wil op 'n reservaat laat bly en koeiemelk en die Nyalas kos gee in die oggende. Jy weet so, dit is regtig 'n nuwe ding wat Bos gevat het reg oor die wêreld. En ons is net baie gelukkig dat ons
vir soveel jare gewerk het aan hierdie dinge. Nou is dit so groot ding in die wêreld, jy weet, so daai beleggingswaarde en wat gebeur met eiendom wat binne in hierdie reservate is regtig net 'n goeie belegging. Iets besonder. Pieter, hoe lyk 'n tipiese dag in die lewe van 'n huiseienaar daar? Dis ek wil amper sê, Shalene, 'n dag is te min, want jy weet, jy gaan nou daar wakker word in die ongelooflike natuur en die seekoeie hoor en die visarende wat daar rondvlieg. En dan moet jy besluit, gaan ek vandag aktief wees, gaan ek die 75 km fietsryroete doen, gaan ek die Witgat Shepherd Tree staproete doen, wat gaan ek doen, jy weet so, en dan kan jy vir 5 ure op 'n veldrit gaan, reg oor die reservaat, dan moet jy nog 'n Sundowner doen, ergens met die boot, jy weet so, daar is net te veel om te doen, jy sal moet besluit, en natuurlik wil jy jou dag afhok hê met jou boek langs die swembad, jy weet. Zander, gou vinnig, wanneer kan ek kom begin belê? Is daar nou 'n ouderdomsperk? Ek weet, party van hierdie beleggings moet ek mos eers 50 haal. Ja. Nee, ons is oop vir almal. Ons het kliënte van 25 regdeur tot 65. So enigiemand is welkom. Ons vra dat julle ons skakel. Ons doen besigtigings, privaat besigtigings op hierdie stadium, maar net om one-on-one vir elke kliënt die hele area te kan wys en julle is welkom ons te kontak, e-posadres, kontaknommer is op die skerm, neem ek aan. Ja, dit is. So julle is welkom om ons te kontak en ons span staan reg vir julle. Net gevindig, jy het nou gesê wat vir julle kliënte so spesiaal is omtrent die Rus de Winter Conservancy. Wat is vir jou die een ding wat regtig uitstaan en dit vir jou uniek maak? Man, ek is my hele lewe lank 'n watermens en die 480 hektar dam wat ons daar het is net iets besonders. Ek dink dit onderskei ons bietjie van 'n gewone leefstylontwikkeling. Ja, nee, dit lyk vir my 'n goeie belegging. Verseker. Julle sien ons dalk daar. Baie dankie aan Zander en Pieter Smit. Ons kyk nou na Fleet Zone en daarna vind Leon by ons projekbestuurder Erik Venter uit oor sy opkomende fokus. Total Track het ontwikkel tot een van die land se vinnigste groeiende en mees aspirerende opsporing, herwinning en vlootbestuurdiensverskaffers in die bedryf. Hulle revolusionêre opsporingsprodukte en dienste is ontwerp en ontwikkel met nuwe tegnologiese vooruitgang en deurbrake in die voertuigopsporingsbedryf. Die Total Track toep het 'n 10 sekonde opdateringstempo, die vinnigste en mees betroubare stelsel wat tans in Suid-Afrika beskikbaar is. Dit sluit in reisverslae, stilstandstatistieke, brandstofverbruik, verkeersstatistieke, geen toegangssones, liggingdeling, peterkennisgewings, regstreekse volging, 'n SOS-knoppie, vroeë waarskuwings en veel meer. Soos die brandstofafsnyfunksie wat gebruikers volle toegang gee om hulle voertuie enige tyd af te sny en te immobiliseer, het sy in 'n noodgeval of om een te voorkom. Total Track operateurs en landwyse grondspanne, insluitend oor grensspanne en lugondersteuning, kan enige sagte ware navigeer om jou eenhede op te spoor en jou bates te herwin. Total Track, want hulle weet dat elke sekonde tel. Naam is nooit net 'n naam nie. 'n Naam, 'n reputasie word gemeet nie aan wat dit sê nie, maar aan wat dit doen. Beskerm jou besittings en verseker jou finansiële toekoms. Kontak ons. Hy is ewig aan die rondrits. Erik Venter, is heerlik om hier te hê vanoggend. Baie dankie, Leon. Vertel vir ons waar en wat gaan jy volgende doen? Leon, hoewel ek tans so 'n bietjie in die Kaap rondloop, waar ek nou besig is met 'n saak fokus oor fabrieke en nywerhede, kyk ek so 'n bietjie uit na my volgende sake fokus en daar gaan ek spesifiek kyk na restaurante en verwante bedrywe. Jy weet, as mens so na Korrelly kyk wat seker lekker kos maak hier in die seker bitter lekker kos maak in die kombuis. Ja. Dan kan mens nou nie anders om so 'n bietjie in die rigting te kyk en watter besighede is daar betrokke nie. En dit sluit ondersteuningsdienste vir restaurante ook in. Ja, natuurlik nie net restaurante nie, maar die hele restaurantbedryf is daar baie ondersteuningsbedrywe wat dit ondersteun. So ons gaan ook na daai besighede kyk en te kyk wat is agter die lekker kos maak. En dan net, wanneer sal hierdie sake fokus uit? Hy gaan in Junie maand uitsaai, so die 27ste. Asai. Bakgat, en neem aan, julle kan vir jou nou kontak, so hulle gaan, natuurlijk, ja. Ek is seker, julle gaan verseker so maak vir uitstekende televisieblootstelling, net hier op Ontbytsake. Kontak vir Erik. Nou eers terug na Korrelly.
Nou net terug by waar ek vroeër geëindig het, na die vleis verbruin is, plaas ek die beesvleis terug in die pot bo op die eie mengsel en dan voeg ek die vloeistowwe by, beesvleis, aftreksel, bietjie rooi wyn, 'n blikkie tamatie en hier kan jy ook vars of droë kruie byvoeg. Iets soos timie of roosmaryn werk pragtig saam met die beesvleis. Nou gaan jy daai pot oontoe op 160 grade vir so 1 en 'n half tot 2 ure. Nou dit is waar die vleis stadig gaar word en daardie ongelooflike sagte tekstuur kry. Intussen kook ek dan die aartappels en die wortels apart, net sag en dan daai laaste 10-15 minute gooi ek dit by die pot sodat al die geure lekker in die groente in kan trek. Nou as die sous nog so bietjie dun is, kan jy dit maklik verdik. Jy haal bietjie van daai vloeistof uit en dan hier het ek wel die bruin eie sopmengsel gebruik, maar jy kan ook net bietjie meel bysit en dan net weer terugroer in die pot. Dan laat jy dit so 'n paar ekstra minute net of in die oond of ek het hom sommer hier op die plaat, dan net sodat dit lekker verder dik word sodat die sous dan kan vorm. En laaste, as dit nodig is, geur jy dit met sout en peper ekstra. Wat ek wel gou hier vir julle wil wys wat ek gedoen het, is ek het daai vleis nou net, ek het 'n vurk gevat en 'n mes gevat en ek het die been, daar's net 1 stuk been aan elke vleis en ek het dit afgesny en ek het dood eenvoudig net dit opgetrek eintlik, want die vleis is so doeksag dat jy dit nie nodig het om dit eers uit die pot uit te haal en op te sny nie. So wat ek nou wel wil doen, soos ek sien, ek het bietjie ekstra vloeistof uitgehaal, ek mag dit dalk later terugsit, maar hier is dan die verdikking wat ek net gaan ingooi en dan gaan ek nou hierdie ook, ek wil eers dit bygooi en dan ek gaan dit nou weer, julle ken ons nou al hoe doen ek doen dit so halfpad en dan af kamera, dan gooi ek die ander by, kan jy dit nou net lekker deurroer. Nou as ek terug is, wys ek jou ook hoe ons hierdie heerlike beesvleisgereg gaan opdien. Lindy, dis heerlik om jou hier te hê. Dankie. Dit is vir my baie lekker met jou te kan gesels ook. Nou is dit na 17 jaar 'n terugkeer. Wat het jou laat besluit om weer 'n voltydse aktrise te wees? My kinders het klaar gemaak met skool en ek dink 'n oudgewiede bedryf so onvoorspelbare ure maak dit nogal moeilik. Ja. En ek wil net sê, ek het in 17 jaar ek het so vervuld gevoel. Ek het 'n verhouding met my kinders en ek het geen gediggie of net van wedstryd gemis nie. So Wow. dit voel altyd vir mense jy pause iets nie, jy werk net om dit. So toe hulle nou klaar maak, toe begin ek so half dink, hoe lyk 'n dagboek wat nie gemint is aan 'n gediggie opsie of net van wedstryd nie. So as mamma nou regtig so oop te het en ja, het is ek nou skieurig oor die bedryf en ek het nog nooit 'n agent gehad nie, so ek het letterlik my seun het by 'n agentskap aangesluit en ek sê toe, kan ek julle dalk ook vra, ek het nou nog nooit iemand gehad nie en ja, so gebeur die dinge. En hier is jy nou na 17 jaar weer in die CP wêreld terug by Suidooster. Is daar baie dinge wat verander het of is dit een van daai gevalle hoe meer dinge verander, hoe meer bly dit dieselfde? Is dit in wese dieselfde ding? Ja, so ek dink Egoli was die eerste een, so dit was die baanbreker. Ek dink baie van ons prosesse en ek dink ons was ook 'n opleidingshub. Baie mense daar kom leer. Nou as ek kyk na Suidooster, dink ek Andrea en haar span kan die Olimpiese spele vir ons reël. Dit is so efficient. Die prosesse, hoe lank voor die tyd die dinge gereed is, die skrywerspanne regtig in terme van die prosesse is dit vlamskerp en ja, nou is dit net 'n nuwe konteks in terme van 'n Kaapse konteks vir die storielyn en ja, so van die goedjies van woorde leer en die dissipline bly dieselfde, maar lekker nuwe mense, nuwe omgewing. En tegnologie, speel dit 'n rol? Het dit baie verander? Maak dit makliker deesdae dink jy het nou al jare terug dit gedoen het en nou weer? Is daar 'n groot verskil daar? Ek is mos nou baie oud. Nie dat jy oud lyk nie, hoor. Ek wil dit net kategories stel. Ja, ek weet nie of jy van die storielyn weet wat ek nou speel, maar dit my regtig diep kant ingegooi. Weet jy, ek is miskien te naïef of dom om te weet regtig wat agter die skerms gebeur en ek dink as omdat 'n ou my bydrae is om my karakter te vertolk en ek is ontsaglik dankbaar vir die een agter die kamera en iemand wat die grimering doen en jy weet, hulle het elkeen hulle bydra en hulle staan lank op hulle voete, so jou fokus is letterlik op wat is die beste wat jy kan bydra tot hierdie produk en hierdie produksie, so ek sal regtig nie weet hoeveel dit verander het oor die jare nie, want die mense is aan hierdie kant en jy daai in terme van speel elke dag, dink ek het dieselfde gebly, dis net nuwe situasies wat jy speel. Moes jy weer 'n audisie doen vir die rol? Ek moes, ja. Was jy op die senuwees toe jy nou weer al instap en jy met
dit doen. Weet jy, Henry Milne het vir my op 'n dag by Egoli gesê, as jy nie meer skoenlappers het nie, wat ook al jy doen, Ja. dan is dit tyd om te gaan. En ek het dit tot die laaste dag by Egoli gehad, en natuurlik, audisie, soos wat ek hier sit, want wanneer is ek weer by ontbytsake, wanneer praat ek nou weer oor Suidooster, mense het altyd daai net genoeg fladdering, dat 'n ou die energie en die erns besef, en jy's 'n rentmeester van hierdie onderhoud, of hierdie geleentheid, of hierdie audisie, so, nee, ek dink ek gaan dit ooit ontgroei nie. Nee, maar dit is wonderlik. Jy praat dus van jou karakter. Vertel my 'n bietjie van, is dit Amanda van Wyk. So ek en Andre Gerbst, ek hoor sy stem, maar hoor ek van Mike hier in die Ons hoor hom agtergrond. gereeld hier op So ontbytsake. ek en hy het laas jaar begin, en ons is die karakter Frankie, Minke Ehlers se ouers, en toe is hulle nou deur 'n egskeiding hierso Kersfees, toe werk die dinge nou nie uit nie. En nou sy terug. Hulle was 32 jaar getroud, van studente wêreld af kon sy alles mooi beplan, haar hele loopbaan, hierdie sielkundige, hierdie skrywer, en ek dink wat ek ervaar is iemand wat nou diep kan swem. Jy kom in die Kaap, jy moet voete vind, jy moet letterlik oorbegin. Ek dink daar's baie mense wat kan identifiseer met oorbegin. Ja. En miskien doen jy iets impulsief, miskien doen jy ietsie wat jy dink ek kan nie glo ek het dit gedoen nie, maar dis nou daai van om haar voete te vind as Amanda op haar eie, en Amanda in hierdie nuwe omgewing, so sy hou aan met skryf, en sy het nou 'n praktyk, so sy is 'n sielkundige, en ek dink dit bied 'n baie lekker unieke bydrae tot 'n CP, want jy kan nou luister na dit wat iemand dink, en hulle kan lekker van jou klank word, en dan kan die kyker natuurlik om insit soos 'n vlieg teen die muur om te hoor wat gesê word. Ja, dit klink goed. Net so, jy noem nou oor jou kinders, en ek dink altyd, ek bedoel, ek is self nou daar by daai, ek het die netbalwedstryde, en dit is nou daar vir my. Hoe belangrik, die aspek van hoe belangrik dit is vir jou kinders om vir hulle te wys dat jy het ook drome en aspirasies, en ook 'n lewe buiten hulle, nê. Om nou weer in hierdie, kom ons noem dit, en met die grootste respek gesê, CP worsmasjien, want dit is 'n ding wat elke dag moet gebeur. Hoe sien jy dit in jou rol nou as ma? Hulle is nou al uit die huis uit en anders, maar Ja, hulle staan nog so in die huis, hulle swat almal uit die huis uit, so dis lekker. Ja, ek voel nogal sterk oor ouers wat ook buitemuurs moet hê, want ons kinders moet buitemuurs doen vir al hierdie wonderlike voordele, en op 'n dag draai hulle om en sê, ek wil net gehoor, wat doen mamma, en het mamma nog drome? So vir my was dit nog altyd belangrik, selfs in die tydperk wat ek nie op kassie was nie, om by gemeenskapsprojekte betrokke te wees, by 'n radiostasie te werk. So jy stel regdeur 'n voorbeeld van mamma woeker, ek bly 'n entrepreneur. Die Here het vir ons verskillende gawes en talente gegee, so om die heeltyd in dit 'n voorbeeld te stel. Maar ja, die rykdom waarna ek gewen het is om volwasse kinders te hê, en jy ken hulle almal. Ek het natuurlik toe hulle klein was, het ek baie in die gemeenskap gewerk, en ek het net op 'n dag besef wat help dit elke hongerkindjie se maagie is vol, maar my eie 3 stryddompies by die huis se harte is leeg. So dat die Here vir my regtig 'n ambisie sal gee vir my kinders, en hy het so ek het hulle ten volle geniet. Ek kon klaarmaak met skool en sê dit is nou klaar, en hulle saam met my opgewonde vir die nuwe seisoen. dit is my heerlik om met jou te gesels. Ek los jou in die bekwame hande van die Heer Rood. Ek seker jy gaan dit baie geniet. Welkom by Kiewersake. Verlede week was ons ateljeegas die voormalige professionele tennisspeler John Lafney de Jager, ook bekend as JL. En ons het baie lekker met hom gesels, het nogal lekker gewees. So Sonja Kloete het laat weet wat 'n ongelooflike man is JL. Dit was regtig baie interessante program, en ek wens julle net die heel beste toe met julle toekomsdrome. Laat tennis in Suid-Afrika lewe. JL, weer van hom gehoor? JL. Ronald Ferreira het ook van hom laat hoor en sê weer eens 'n baie goeie program. JL is 'n inspirasie. Ek het dit geniet. Corlie se pasta lyk soos altyd heerlik. Die boereworspasta wat Corlie gemaak het was inderdaad 'n wenner. Annelie Cornelissen, nou ons wens jy kon dit proe, want sy het geskryf, Corrie, dit lyk heerlik. Ek sweer, ek ruik dit so kos sommer hierso waar ek Ja, nee, dit was absoluut heerlik. Charlene vertel ons hierna van 'n lekker prys waarvoor jy kan inskryf. Sy is belaglik. Ontbytsake is beskikbaar op vele sosiale media platforms, onder andere Facebook, Instagram, TikTok en LinkedIn. Volg ons gerus en laat hoor van julle. Dis weer wentyd op ontbytsake, en hierdie week kan jy inskryf om 'n besondere mooi geskenk te wen. 5 kykers sal in aanmerking kom om elkeen 'n Leo & Stripes Galaxy volstruiseier teeliggie te wen, elkeen ter waarde van R2210. Om in te skryf, gaan na ons webblad ontbytsake.co.za en klik op Wen Sake. Daar sal jy 'n vorm kry om in te vul, en wie weet, miskien is jy gelukkig. Finansiële sake is volgende, en daarby gesels met die mense van die SAVF.
By SAVF bied ons meer as net sorg. Ons fokus op volhoubare welstand. Ons stap saam met inwoners deur elke fase van die lewe met omgee en toewyding. Besoek savf.co.za as jy wil weet hoe ons jou of jou geliefdes kan ondersteun. Graham Peppler is die president en Adrian Raubenhauben, hy is die uitvoerende hoof van SAVF. Meneer, goeiemôre en baie welkom. Môre Dawie. Adrian, kom ons begin by jou. SAVF, hoe bly ons nog relevant? Dawie, ons lewer dienste aan bykans 6000 afgetrede mense in ons 87 aftreeoorde. En hierdie oorde is al baie jare gelede ontwerp en het 'n tipiese institusionele ontwerp en argitektuur. Om relevant en volhoubaar te wees, moes ons gaan kyk na die behoefte van die kliënt van 2030 en besluit hoe ons dit gaan aanpak. En ons het geen keuse gehad as om die organisasie te herposisioneer in die mark om daardie doelwit te bereik. Ons is tans besig met die rekonstruksie van al ons fasiliteite om die dienste wat ons bied, die wyse waarop ons hierdie dienste bied en die geboue waarbinne ons hierdie dienste bied aan te pas om volhoubaar te wees en relevant vir die kliënt van die toekoms. Wat ek nou by jou hoor, is twee goeders en dis kontinuïteit en leefstyl. Dis vir julle belangrik, né? Absoluut. Vir ons toekomsontwikkelings skep ons 'n biofiliese leefstyl waar die mens, die natuur en gesondheidsorg soemloos integreer. Ons argitekte maak seker dat die geboue en die aktiwiteite wat hulle ontwerp maksimaal integreer met die natuur. Verder skep ons 'n kontinuum van behuising en gesondheidsorg om voorsiening te maak van al die behoeftes van die ouer wordende persoon reg deur hulle lewensiklus. Daarbey is ons doelwit om aftreebestemmings te skep wat werklik die leefstyl van ons kliënte ondersteun. Graham, julle is natuurlik een van die grootste rolspelers in die industrie. So vertel my van julle toekomsplan. Dawie, ja nee, ons kom al lank. Ons is nou hierdie jaar 122 jaar oud. Ons het 165 MPO's geregistreer, maatskappye wat ons bedryf uit ons nasionale kantoor uit. Ons baie mense wat nou by ons kom klop. Ons model het bietjie verander. Ons was 'n welsynsomgewing en ons is nou besigheid wat uitreikwerk doen. En daardeur sien die mense dat ons model begin werk. Ons het in die laaste jaar en 'n half so 3 fasiliteite ingekoop by ons. Ons is besig, ja, kom klop gereeld mense aan ons deur. Ons het 'n nasionale kantoor in Pretoria en daar het bedryf ons hoofsaak ons besigheid as sulks. En ons gee om vir mense. Dis wat ons doen. Ons hart is daar, maar ons moet ook in die ontwikkelingsomgewing onsself gaan vestig. Ons het ons aftreeoord in Kreersdorp is aan 1910 al begin. Ja. Ons is al lank in die bedryf. Ons ken die bedryf en ons moet nou verder in die bedryf uitbrei. En natuurlik een van die grootste rolspelers, Graham Peppler en Adrian Raubenhauben, beide van die SAVF. Daai en dankie dat julle vanoggend weer by ons draai kom maak het. Ja, dankie Dawie. Charlene gesels nou met the B4I Project se nuwe finansiële hoof oor 'n lekker werksgeleentheid wat nou by ons bytskake beskikbaar is en ek wonder of ek daarvoor sal kwalifiseer. Be Loved Foundation. Saam maak ons 'n verskil in die gemeenskap. Aneska van Vieren is hier in die ateljee, die finansiële hoof van the B4I Project, 'n baie belangrike mens vir wie ons almal baie lief is. En ons gaan nou uitvind hoekom. Vertel vir ons Aneska, wat is jou rol by die groter B4I Project? Goeiemôre, ek wil net eers sê môre en dit is baie lekker om weer met jou te gaan gesels vanoggend. So ek is aan die bestuur van die finansies by the B4I Project en as ek dit in kort vir jou kan verduidelik, ek vertel die stories van die besigheid, maar net deur syfers. Ja, en so dit is op grond van daai stories wat mense dan ander baie belangrike besluite neem rondom die B4I projek en dan ook ontbytsake en is natuurlik die mense wat sorg dat ons betaal word. Dis ons lief is vir jou. Nou vertel gou vir ons hoe ontbytsake spesifiek inpas by the B4I project. Goed, die maklikste om dit te verduidelik is as volg. So the B4I project is een groot sambreel. In hierdie sambreel is daar verskillende besigheid of besighede, elkeen met 'n spesifieke doel en elkeen met sy eie inisiatiewe. Nou ontbytsake
sake vorm deel van B4I Productions wat een van daardie besighede is. Nou, dis nou lekker, jy kan relate met ontbytsake. So hier vertel ons ook stories vir mekaar en ons verbind mense en ek wil regtig glo ons skep geleenthede vir alles wat kom by ons klein en medium sakeondernemings. Baie beslis. Nou is daar 'n nuwe werksgeleentheid in die B4I project. Vertel vir ons daarvan. Goed, so ja, ons is super geseënd om te kan sê ons het so uitgebrei dat ons nog 'n persoon moet verwelkom in ons finansiële afdeling en daarom is ons spesifiek op soek na 'n junior of 'n assistent rekenmeester wat ons dan nou kan kom bystaan spesifiek ook met ontbytsake se finansies. Ja, nou David nou gevra of hy daar kwalifiseer. Ek dink hy is miskien oorgekwalifiseer. Net so. Wat is die minimum kwalifikasies wat 'n kandidaat moet hê? Goed, so ons gaan definitief kyk na finansiële kwalifikasie en as hulle al ondervinding in die beroep kon opdoen, sal dit ook baie voordelig vir ons wees. Ja, maar daar is sekerlik ook, ek kan sê, karaktereienskappe waarna jy soek, moet 'n spanspeler wees, maar ook iemand wat self aangedrewe is en bietjie eie inisiatief neem. Ek dink net maar sommer net sy getyd by duim. Wat is van die goed wat jy nog soek? Absoluut. So ons is op soek na Afrikaans sprekende persoon en hulle basiese rekenaarvaardigheid moet daar wees vir alles wat kom by Excel, maar dan wil ons ook kyk na die persoon agter die finansies en agter die syfers. Ons soek iemand wat dinamies is en dan passievol is oor mense en oor besighede. So die persoon moet nie dink dat hy of sy iewers in 'n donker kamertjie gaan sit en op Excel gaan werk nie. Glad nie. Glad nie. Ons is 'n span wat saamwerk en saamkom en dit is eintlik 'n baie lekker deel van ons finansies afdeling. Ek het nou gesê Excel en ek neem aan as Afrikaans jou moedertaal is, dan moet Excel jou tweede taal wees as jy vir hierdie pos wil aansoek Beslis. doen. Jy slaat dit daar net op die kop, is beslis so. So dis baie belangrik dat hulle ook rekenaarvaardig is. Yes, absoluut. Nou, hoe kan mense aansoek doen? Hulle kan hulle CV stuur na humancapital@b4i.co.za. Okay, en dan gaan hulle met jou in aanraking kom en dalk vir jou moet kom sit, nee? Net so. Aneska, baie dankie dat jy vanoggend kom kuier het en ons hou styf duim vas vir baie goeie aansoeke. Leefstylsake is volgende aan die beurt en vandag gesels Leon met die aktrise en handelsmerk ambassadeur van Biomedical Emporium, Marley van der Merwe. Jou vel is so uniek soos jou vingerafdruk en Biomedical Emporium se oplossing is so uniek soos jy. Klinkklare wetenskap, beskikbaar uit die liefde vir jou vel. Regte mense, regte vel, regte wetenskap. Marley van der Merwe is hier. Hallo Marley. Hallo, hoe gaan dit met jou? Nee, met my gaan dit goed, vandat jy is. Marley, nou jy's in jou hoedanigheid hier as Biomedical Emporium se handelsmerk ambassadeur. Jy werk nou saam met hulle. Waarmee is hulle nou en jy dan nou besig? Waarmee hou hulle jou besig? Kom ons stel dit so. Hulle het nou hierdie nuwe phrase gecoin, brand bestie. So basies wat ek doen is om die produkte waar hulle passievol is en opgewonde is uit te probeer en in 'n taal wat meeste van ons beter verstaan. Ja, die nou die mediese kennis. Absoluut. Met mense wat passievol is oor gesonde vel, 'n gesprek te begin waar ek sê hoekom dit werk, of dit werk en hoe dit werk en hoe om dit te gebruik. So toets jy dan nou die produkte? Ek toets die produkte uit en probeer verstaan hoekom dit so ongelooflik is. Hulle het en so watter van hulle produkte is dan nou spesifiek wat jy op die oomblik toets? Okay, daar's 3 produkte. Ek gaan my spier op 1,5 sit. So die Exo Serum is 'n ongelooflike produk. Dit is so 'n rooi botteltjie. En spesifiek wat dit doen is dit is soos die Uber Eats vir jou die selle in jou vel. So wat dit doen is dit berei die selle in jou vel voor om ander produkte beter te absorbeer. En saam met dit is dit ook iets wat help met veroudering van vel. So dit is 'n wonderlike produk om te gebruik vir jou volgroom. En dan die ander produk is hulle peptide therapy. Ek kan nie wag om dit te begin gebruik nie. Dit is die volgende een wat ek gaan uitprobeer en dit is spesifiek. Ek moet hom nog probeer en dit is spesifiek vir anti-aging. En dan is daar die Vitamin E therapy. En wat wonderlik van hom is hy werk spesifiek teen free radicals. So dit in die omgewing wat jou vel beskadig, ligbesoedeling, as jy baie reis, ek wat baie gremering moet dra onder ligte, dit sit soos 'n lekker barrier oor jou vel, soos 'n beskermende laagie.
En dan beskerm dit jou teen die onmiddellike omgewing, maar ook dit help om dit wat al klaar beskadig is om te keer. Wow, okay, nee, so dit klink, is 'n mond vol, maar dit klink vir my baie opwindend. Jy as Dis brand ongelooflik. bestie van Biomedical. Nou 'n ander ding waarmee jy nou ook natuurlik nog besig is jy het 'n sangloopbaan wat jy en ek volg jou hoor. Oh, Nee, ek luister, dankie. jy het 'n nuwe enkelsnit wat ook vrygestel word. Vertel ons sommer 'n bietjie daarvan nog. So die nuwe enkelsnit se naam is Vierpyl en dit gaan spesifiek, dis vir my, ek dink is van al my liedjies, hy het heeltemal 'n vars klank teen die ander twee wat ek al uitgebring het en dit gaan spesifiek oor om jou drome na te jaag en om dit te doen met wat jy het en net te gaan vir goud. Nou jy sien en hier is die Artemis 2 wat toe nou ook opgegaan het. Hoe mooi is die tydsberekening nou? Ek weet, hoe kan dit wees? Is hy toe op? Ek weet nie eers nie. Hy is toe nou op Het hy met toe gegaan? Hy is 3 maan Amerikaners toe. en 'n Kanadees. Hoorie, dit kan interessant Blykbaar is word. die toiletgeriewe op die ding. Daar's probleme. Ek glo okay. nie dit gaan met jou gebeur nie. Vertel ons net vinnig wie die lied vervaardig. Vrede Hartog van Heuwels. Ek dink hy is die perfekte vervaardiger daarvoor oor sy klank en ek dink ja, my skryfstyl en dit wat hy na die projek gebring het is baie opwindend. Marlie, dit is lekker om te sien waarmee jy besig is en ook as handelsmerk ambassadeur van Biomedical Emporium, brand bestie. Is dit baie lekker gewees om jou hier te hê vandag. Dankie, Leon. Dankie dat jy ons ook namens hulle op hoogte hou van wat aangaan. Ons sal daai dit wat jy dan nou krit sal ons mooi dophou. Dankie. Wonderlik, dankie. Dankie Marlie. Nou is nou eers weer tyd vir 'n sakefokus met 'n besigheid en vereniging en daarna vind Charlene uit wat Payguard doen. Sedert hulle stigting in 1976 het die Ceramic Industries Group gegroei tot 'n leier in die ontwerp en vervaardiging van keramiekteëls en badkamerware. Die groep bestaan uit 6 teelfabrieke, 'n badkamerwarefabriek en 'n akrielbadfabriek, almal in Suid-Afrika, plus 'n teelfabriek in Australië. In hulle teelfabrieke vervaardig hulle geperste en geëkstraheerde teëls in verskillende groottes, teksture en afwerkings. Die Betta badkamerwarefabriek produseer 'n wye reeks geglaseerde porseleinbadkamerware met 'n fokus op watertoilette, wasbakke, stortbakke en voetstukke. Die badfabriek vervaardig 'n omvattende reeks baddens en stortbakke van akriel wat voorsiening maak vir alle sektore van ons plaaslike en Europese markte. Ceramic Industries Group is trots Suid-Afrikaans met 'n reeks produkte om by enige kliënt se toepassing te pas. Hulle is nie net die enigste vervaardiger van teëls met 5 fabrieke in Suid-Afrika nie, maar ook die enigste plaaslike vervaardiger van sanitêre ware in die land. SABS goedgekeur. William Nel kom gesels vanoggend. Hy is die hoof van besigheidsontwikkeling van Payguard. William, baie welkom in die ateljee. Vertel eers vir my, wat is Payguard en watse dienste bied julle vir kliënte? So ja, ons maatskappy se naam is Payguard en wat ons probeer doen is innovatively disruptive te wees in die mark. Dalk net gou 'n klein stalkie oor waar die besigheid ontstaan het. So 'n paar jaar terug was ek daar in George gewees en ek het 'n baie waardevolle besigheidsles geleer van 'n jong entrepreneur daar. Essensieel het hy lekker pakkies vir mense gegee, maar verniet. En gewoonlik was mense so dankbaar dat hulle met 10 of 20 rand in die hand gestop het. So dit het ons maak dink, hoe kan ons 'n besonderse goeie besigheid vir ons kliënte aanbied, maar teen geen fooie nie. So ons het toe 'n besluit gemaak. As ons nie ons dienste verniet vir ons kliënte kan gee nie, dan dink ons nie hard genoeg nie. So essentially gee ons kliënte 3 lyne van dienste. Die een is volle menslike hulpbronne bestuur. Die volgende een is salarisse en lone verwerking van A tot Z. En dan ook EWA wat hulle noem in Engels Earned Wage Access wat ons dan toegang gee vir ons kliënte se werknemers vir 'n persentasie van lone wat hulle reeds verdien het. Ja, so as julle sê julle doen menslike hulpbronne en betaalstate, wat behels dit? Is dit nou net die sagte ware wat jy bied of doen julle dit ook namens julle kliënte? Ja, sien, so ons is nie 'n normale Suid-Afrikaanse maatskappy wat nou net vir jou 'n nuwe toep of 'n sagte ware gaan gee sodat jy die werk in elk geval jouself moet doen nie. Nee, ons doen dit bietjie anders. As ons sê ons doen die diens vir ons kliënte, beteken dit ons doen die volle verwerking vir ons kliënte van HR en payroll A tot Z. Ja, is daar sekere industrieë wat spesifiek van julle dienste gebruik maak of is julle maar oop vir almal? Ja, Charlene, ons is baie gelukkig. Ons het so 75 groot kliënte. Ons
ons prosesseer net so bykans amper 7000 salarisse in 'n maand vir ons kliënte. En ons kliënte is uit 'n wye spektrum van dienste uit, van boerderye tot logistiek en vervoer, sekuriteit ensovoorts. So ja, ons het 'n hele lys van kliënte onder 'n wye spektrum. En klein en medium groot sake ondernemings, almal is welkom. Niemand is te groot of te klein om te kwalifiseer vir ons dienste. Nou wat is die koste van hierdie dienste wat julle bied? Ek hoor nou jy sê julle is bereid om dit weg te gee want julle wil hard dink oor julle dienste, maar wat kos dit regtig? Ja, kyk, dit is seker baie volksvreemde konsep. In Suid-Afrika kry mense nie iets vir dit nie. Maar as ons sê dat ons dienste lewer ons vir ons kliënte teen geen koste nie, bedoel ons dit. Daar's geen state nie, daar's geen betaalstate nie, daar's geen T's and C's nie, there's no hidden fees. Wat ons sê is wat ons doen. Nou moet jy my reg help hier, William. Hoe verdien julle dan 'n inkomste? Want dis 'n besigheidsmodel wat amper nie sin maak nie. So, weer eens kom ek dan terug by daai jong entrepreneur wat my daai les geleer het. Ons ook, soos daai jong entrepreneur, gee ons lekkertjies verniet weg. En sou ons kliënte dink dat ons diens absoluut so goed is soos wat ons sê dit is, dan voel hulle vry om vir ons 'n donasie te gee, maar ons verwag dit nie. Dit is 'n geen kostevry tipe. En dit werk vir julle tot dusver? Ja, absoluut. Ons het 7000 mense vir wie ons nou reeds salarisse doen, 75 kliënte, ons doen redelik Net gevindig, hoe kan kykers met julle in aanraking kom? Ja, hulle kan gerus na ons webtuiste toe gaan, www.payguard.co.za. Hulle kan daar 'n bietjie verder gaan lees oor hoe ons dinge doen en hulle kan daar ook afspraak maak met een van ons gekwalifiseerde konsultante. As julle sê innovatively disrupt, dan maak julle nie grappies nie. Baie welkom. Ag, baie dankie Leon, William, hoe lekker die mekaar as ek nou. Ons herinner julle gou aan Erik Venter se opkomende fokus en daarna maak Corlie die kos klaar. Ontbytsake projekbestuurder Erik Venter doen 'n sakefokus oor restaurante en verwante bedrywe in Suid-Afrika en hy nooi besigheidseienaars in hierdie sektor uit om hom te kontak vir 'n uitstekende bemarkingsgeleentheid. Dit word op 27 Junie uitgesaai. Nou vir die laaste stap en dit is opdiening. Nou net gou om weer terug te gaan is ek het eers daardie kruie stingels verwyder en dan het ek die beesvleis liggies uitmekaar uitgehaal en dit in stukke gelos en dan het ek die groente en daardie heerlike sous oor die ek probeer nou dit doen en teruggaan. Daardie heerlike sous skep ons dan oor die rys of oor koning, wat ook al jy dan nou verkies. Ek is nou eers besig om al die opdiening te doen. Ek wil jou vertel wat het ek hier in die pot gedoen. En dan vir afronding sprinkel ek dan nou net die vars petersilie oor. Net gou om te sê is ek het daai aartappels toe nou ingegooi en dan het ek nou daai sous ook gegooi en ek het hom net so, ek wil sê so 5, maksimum 8 minute hier laat staan en prit, net sodat daai sous dan verdik. En hier het ek 'n heerlike pot. Kom ons skep op. So ek vat so skep koring. En dan 'n skep vleis. Julle hierdie vleis is heerlik doeksag. En soos jy nou gesien het, kan jy dit apart doen. En hoekom ek dit doen, is ek hou daarvan dat my groente altyd sy kleur en sy vorm behou. Ons kan nog so worteltjie hierbo opsit. En natuurlik 'n skep sousie. Die petersilie vir daai groenerigheid, dit helder dit net op en so 'n bietjie swart peper. En daar het jy dit, 'n bord vol geur, warmte en regte huislike lekkerte. Hierdie stadige gebakte beesvleispot is die perfekte gereg vir wanneer jy 'n feesmaal vir Paasnaweek wil maak. Sagte vleis, geurende sous en eenvoudige bestanddele wat saam iets besonders skep. Die resep is beskikbaar op ons ontbytsake webtuiste. Geniet jou naweek en onthou, goeie kos vat soms net 'n bietjie tyd. Dawie gesels nou met ons ateljeegas Lindy Strydom. My beurt om met Lindy te gesels. Hoeveel jare terug was jy laas hier gewees? Ek
Ek weet nie en ek weet ook nie wat 'n hoekie ek opgehaat het nie want ek het nou al by verskillende plekke gedien en betrokke geraak so ek weet ek was alleen jy is nog al die tyd hier so. Ons het iewers gesels maar kan nie onthou nie. Ek is nog steeds hier want ek is so goedkoop. Dit is nou my net. Nee, so goed. Lei, ek wil nou by jou ding by jou hoor wat jy nou vir my gesê het. Jy het nou hoeveel jaar is jy nou weg gewees van die kassie af? 17. So ek het laas jaar nou daai storielyn gedoen by Suidooster, toe was dit 16 jaar, maar teen Januarie was dit dan nou 17 jaar. Hierdie woordeleer storie is 'n ding wat my altyd ek meen dit is my net absoluut fascinerend. Ja. So jy's nou nou 'n CP en dan moet jy woorde leer. Hoe werk hierdie woordeleer dan? Elkeen doen dit verskillend. En dis nogal interessant as jy met mense gesels. Iemand leer 3 weke vooruit. Dis nie ek nie. Ek ry so 4:45 in die oggend as ek 5:30 by die ateljee en dan leer ek my woorde daar. En ek weet nie of dit aan my kant is dat my brein nog iewers kan onthou ek het al hierdie gedoen nie, maar dit gaan eintlik redelik vinnig. So ek leer die dag voor die tyd. As ek baie tonele het, sal ek miskien die vorige dag al 'n bietjie daarna loer, maar ja, dis eintlik interessant as jy met mense gesels. Elkeen het hulle eie manier van doen. Ek het nou gedink as mens nou woorde leer, dan leer mens nie noodwendig die woorde nie. Jy leer die kan ek sê die konteks of die flow, is dit nie dit? Die woord vir woord. Woord vir woord. Woord vir woord. En dis 'n goeie dissipline. En ek dink ek het dit ook maar by Frans Marx en die Goli geleer dat as jy eers losraas met jou teks dan is die aanbieding los en ek weet nie die dissipline van dis waar daar staan en jou kamera maar wag vir daai cue en die ou in die boks wag vir daai ene met die boom. So daar's 'n dissipline vir alles mens besef jy is een rat in 'n groot masjien wat almal saam. Ek moet vir jou sê dit is iets wat ek baie moeilik vir myself vind want wat ons nou doen hier by ontbytsake byvoorbeeld ons karring nou net aan. Kyk nou, hoe praat jy? Jy skiet dit uit die heup uit. Maar dis omdat jou hart so vol is van ekonomie en geldsake. So ek skat hierdie is nou maar ietsie wat dalk in 'n mate vir my bietjie maklik kom die woorde leer, maar ek kan weer nie doen wat jy doen met die finansies nie. So kan mense agterkom as 'n CP so 'n soort van sy tyd gehad het? As hy soort begin uit of kan 'n CP vir ewig bestaan? Ek weet nie, ek moet nou dink wat is die een wat al die langste gehardloop het. Op die ouend het 'n skryfspan en is 'n span. Dis nie net een persoon nie. En ek dink 'n CP is 'n weerspieëling van die samelewing. Solank as wat die samelewing vir ons scenario's wys en ek wil dit regtig so sê want dit is nie not the how to do it. Jy kyk nie 'n CP om daardeur te leer wat is reg, jy leer wat is reg en verkeerd. Jy sien die gevolge van mense se besluite. Solank as wat die samelewing aangaan, is daar stories om te vertel, dinge wat gebeur wat jy kan weerspieël. Maar teoreties kan 'n CP eintlik maar vir ewig bestaan. Jy kan ons maar kort die storielyn verander. Ja, en ek het nou begin as 'n jongetjie, 'n 18-jarige meisie by Goli. Nou speel ek 'n sielkundige en 'n skrywer en ek bedoel Frankie kan nog iewers kleinkinders kry. So ek wil so lank bly soos Anneliese Weiland en Denise Newman. Ek wil nou aftree. En jy kan doodgaan en jy kan oor 2 jaar kan jy herlewe. Jy kan dit ook doen. Ja. Jy het nou ding nou vir my genoem, né, oor boelies. En julle as 'n familie gaan nou bymekaar kom in 'n restaurant en oor boelies praat. Ja, maar of weet julle? Ons het klaar. Want ek praat nou in April ek by 'n skool my alma mater. As iemand my vra anti-boelie, dan staan daar al iets in my op want ek glo nie aan anti-boelie nie. Sê my dan waarvoor is jy? Jy meen soos tannie-boelie. Ja, maar dit is soos ons toe en ons is teen goeters en dan wil ek jou net stop en sê ek hoor jy's teen iets, maar waarvoor is jy? En terwyl ons in die gesprek is, toe kom ons by die gedagte van jy's pro-mens en eintlik is die magtigste persoon in daai situasie nie die boelie of die slagoffer nie, dis die derde persoon. Want as jy iemand help om uit daai situasie uit weg te stap of as jy na die tyd inloer, jy het 'n situasie gesien en jy check net gou luister ek het gesien dit gebeur, die krag wat eintlik die derde persoon en dis 90% van die kinders. Jy het die boelie en daar's vir my 'n groot deernis want dit kom van iewers af. Ek wil nie net vaskyk in wat hy doen nie want ek kyk anders en met die slagoffer, ek is jammer dat jy gepiek is en dat iemand nou op jou hamer, maar op die ouend is die meeste van ons deel van hierdie derde persoon en kan ons regtig 'n verskil maak as ons almal opstaan. Ek en jy gaan nou verder gesels. Ek moet net vir haar 'n bietjie vra, hoe moet ek nou maak in die ateljee want ek voel baie keer maar 'n bietjie geboelie. Kan ek vir julle sê. Onthou Passievol is een van die dae en ons kyk weer daarna dan gesels ek verder met Linnie.
Dis veral Jolien wat my nogal boelie. Kan ek vir jou Hierdie program gaan iewers eindig, maar gaan sy vir jou kry nie kom by so. Ek kom verby sy my vinger daar aan haar kant. Nee, jy's so 'n verskriklike borrelende persoon. Ek meen jy's net ek meen miskien net vir jou so 'n stukkie. Nee, maar dit is vreeslik maklik om jou te gesels en dan gat jy. Wrrr, hol jy nou. Nou, maar ek wil jou vra oor jou kinders. Is hulle ook soos jy? Het hulle so 'n persoonlikheid soos jou? En nou wil ek net 'n opmerking maak en ek wil weet watter een dit is. Ja. Die wonderlike ding van kinders is dat jy kan jouself in hulle sien. Ja. En die ergste ding van kinders is jy kan jouself in hulle sien. As hulle met die hond raas, dan hoor jy hoe jy raas. Ja. Klink so. Ja, kinders, ons het 'n tweeling, 'n seun en 'n dogter, maar hulle verskil. Ek sê baie keer hulle deel eintlik net 'n verjaarsdag want hulle lyk nie eens na mekaar nie. Die twee broers lyk eintlik meer na mekaar. So Paul is ons oudste en dan is vir Hugo Nina. En ja, ek geniet elkeen van hulle want ja, jy sien iets van jouself en ek gaan nie voorreg om dit saam met my man te doen want natuurlik is hy nog die pa van hierdie kinders ook so iets van hom wat ook deur dit kom in die kombinasies wat verskil en hoe elkeen 'n verhouding het want ek het 'n verhouding met Paul en 'n verhouding met Hugo en 'n verhouding met Nina man. Nina en Hugo het ook 'n verhouding. So om binne 'n huis te sien hoe elkeen se verhouding met mekaar ontwikkel, ek voel skatreg bevoorreg. Dis eintlik so 'n lewendige sepie. Ja, nee, dit kan sy dramas oplewer en sy kinkels en kabels en hoogtepunte en laagtepunte. So ja, dit hou jou. Is julle dan so 'n bietjie krities teenoor mekaar soms? Ek bedoel nou in julle professioneel. Is mos ook in die vermaaklikheidsgoed. So Paul en Nina het nou al iets gedoen en Hugo bly ook betrokke en hulle het net nog altyd dit gedoen. So ja, wat jy gevra van is julle krities op mekaar? Nee, nogal nie. Iets van my en my man, ons is 24 jaar getroud en ek het nog altyd gesê ons kommunikeer te goed om ooit te kan beklei. Want ons het die ding uitgepraat eintlik nog voordat 'n konflik ontaard het. So hy wat 'n voorbeeld stel van kommunikeer en dit is wat plan, sit jou vinger op dit. Ek dink dit stel 'n voorbeeld so ons kan heftig debatteer. Ons is almal redenaars, so jy kan dink hoe gaan 'n aandete op die tafel. So nie krities nie, maar ons gaan mekaar uitdaag op waar kom jou opinie vandaan? Is dit jou teologie volgens TikTok? Nee, kom ek wil met jou gesels daaroor. So ons gaan nog aan mekaar go en ek dink hulle word groot in 'n huis waar hulle dink en krities dink en vra en nie net gaan, ons het nou nog gesê oor mense wat nuus lees op opskrifte. Jy kan mos nie sê jy weet wat daar aangaan omdat jy 'n opskrif gelees het nie. So ons is die tipe huis wat nog aan mekaar sal uitdaag. Maar ek meen hulle het nou 'n baie bekende ma. Ek gee daai baie bekende ma vir hulle miskien so 'n bietjie van 'n binnebaan. Nee, glad nie. Dis nogal iets van die bedryf. Ek is te lank uit. So dis my sleg as mense sal sê dis oor wie jou ma is. Ek kan eerlik sê dit wat hulle reg kry, dit wat hulle bereik het niks met my te doen nie. Miskien was daar 'n mate van blootstelling, miskien was daar ek gaan jou nou maar die gediggie laat opsê of jy wil of nie. So hulle het dit gedoen en oor die vrees gekom. Hulle is nie bang om voor mense te praat nie, maar op die ouend moet jy jou audisie gaan doen en jy moet daai regisseur oortuig jy kan dit speel. So nee, daar is nie regtig iets soos 'n binnebaan nie. Maar ja, ek sal vir hulle 'n bietjie sê, onthou Christine Besson het my baie van dissipline geleer en betyds opdaag, so daai tipe en jy moet jou woorde ken. Daai goed sal ek van hulle. Is die grootste hek om oor te kom as mense nou so voor mense dinge moet doen om voor mense te kan praat. Is dit? Ja, en eintlik hoe gouer ons oor dit kom hoe beter. Ek moedig kindertjies aan as jy van graad 1 af kan redenaars praat, kom net oor die vrees want hier by 10, 11 begin jy dink, die maatjies kyk vir my, ek's bang vir mondeling. Voordat jy daar kom, dit is regtig nie so erg nie. Ek praat met energie, ek praat met my hande, ek praat met uitroeptekens. Mense kan sien jou. Praat so rustig. En mense kan hoor ja. Maar daar's vir elkeen van ons 'n plek. Imagine almal het so gepraat of imagine almal was so rustig. So dis om jou stem te ontdek en jouself te wees en dit wat jou passievol laat voel of ontstel te deel. Ek moet nou jou nou stil kry. Op my hande. Ek moet nou stil kry nou met jou. Ek weet nie of ek jou gesê het nie, ek was 2 keer in die goalie. Wat? Ja. Jy baie dankie jy draai, maar jy het nou gesien hoe word ek geboelie. Jy van die kamera af. Ja, jok. Nee. Dis 'n konflik. Jy is die derde party. Onthou nou. Ja, en dis hoekom ek dit hier 3 vir week moet opkom en dan. Net daarom sê ek vir jou hierdie heerlike bottel wyn van McGregor en 'n leers sakkie van Boetnerelli en 'n ontbytsake bekertjie kyk en 'n koffietjie weet jy en 'n getekende 25 jaar tydskrif om saam met jou te vat. Baie dankie dat jy by ons kom kuier. Samelstuk. Samelstuk, absoluut. Nou ja, ek wil net laat weet dat ek en Dawie is nie volgende week hier nie, dames. Ek weet dit is vir julle baie swaar. Ek besef dit. Dit is baie lekker. Maar ja, ons gaan onderskeie dele van die wêreld. Ek gaan onder andere in internasionale waters wees. So gedra vir julle. Charlene en natuurlik ons gasaanbieder Vanessa Marie. Hy gaan saam met Zille duik.
Ek is 'n damduiker, self erken. Okay, ek sou kuier daarmee. Okay, gaan maar net aan. En ons gas is die hoofafrigter van die Proteas netbalspan, Jenny van Dijk. En ons gaan diep delf in die wêreld van netbal in Suid-Afrika. En Vanessa gaan ons help want sy was mos self 'n Protea. So gepraat van Dijk. Nee, hoe mooi is dit nou nie, Jenny van Dijk? Ag. Daar is dit toe nou. Move along. Mooi die dinge Eet jou kos, drink jou wyn. Jy mag nie te lekker kos maak volgende week. Ek gaan jou gunsteling maak Nee. van 'n week. Vleis en pypies. Wat skaapbout? Vleis en pypies. Ja, want ek maak dit mos nou lekkerder as jy. Jy kan nooit skaapbout beter as Ek kan alles. Ons moet 'n kompetisie hou. Ek kom beter sy so jaloers op my. Davie, net soos ek Papa, dit julle- kan sommer maak, kan jy nie beter kos. Jy kan